In die nuus vanaand. Die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, is voorlopig geskort. Die publiek kan kommentaar lewer op die minister se spoorwegplan. En die minister van Sport stel 'n handvol verrassings bekend vir die sokker wêreldbeker. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. President Cyril Ramaphosa het die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, voorlopig geskort. Dit volg nadat Masemola eergister in die Pretoria se Landdroshof verskyn het op 4 aanklagte van oortreding van die wet op openbare finansieringsbestuur. Ramaphosa het by die Unie gebou in Pretoria aangekondig dat luitenant-generaal Puleng Dimpane waarneem in Masemola se plek. Ramaphosa het verwys na 'n voorneme in sy staatsrede om die bestryding van georganiseerde misdaad, korrupsie en geweldsmisdaad voorop te stel. Vir die doel sê die president dat wetstoepassers bo verdenking moet wees. In consideration of the seriousness of these charges and the critical role that the National Commissioner of Police plays in leading the fight against crime, I have agreed with General Masemola that he be deemed to be on precautionary suspension pending the conclusion of the case. To ensure stability and continuity in the South African police force, I have appointed Lieutenant General Puleng Dimpane, who is standing right next to me here on the left-hand side, as the acting National Commissioner of Police. Ramaphosa sê dat hy doelbewus die Madlanga-kommissie 'n kort tydperk gegee het om misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die polisie te ondersoek. With the Madlanga Commission, I did give them a very tight time frame. And I repeat myself, I'm rather pleased that the Madlanga Commission is speeding ahead with its work, and they have committed to giving a report quite on time. Die president sê dat hy eers na afloop van die Madlanga-kommissie 'n besluit sal neem oor die polisieminister op spesiale verlof, Senzo Mchunu. Waiting for and I repeat, the Madlanga Commission to conclude its work. And it is about to conclude its work. And once that work has been concluded and final findings have been made, then we will move forward. Ramaphosa sê dat hy wil hê dat die hofsaak teen Masemola eers sy gang gaan, voordat hy 'n permanente besluit neem oor die kommissaris se lot. Volgens die president sal hy slegs voor die afhandeling van die regsproses besluit oor Masemola, indien dit duidelik word dat die saak sloer. Ramaphosa het aangedui dat die waarnemende polisieminister Firoz Kachalia en waarnemende polisiekommissaris Dimpane binnekort hulle herstelplan vir die polisiediens gaan aankondig. Die DA het sy stem by die van Action SA gevoeg om 'n geregtelike klagte in te dien teen die minister van Maatskaplike Ontwikkeling, Sisisi Tolashe. Die aanklagte hou verband met 2 luukse voertuie wat deur die Chinese ambassade aan die ANC se Vroueliga geskenk is. Die voertuie is glo onder Tolashe se kinders se name geregistreer. Die DA sê dit is bedrog. Die DA sê dit is sy plig om oorsig te doen oor ministers binne of buite hul departementele rol. According to the Powers and Privileges Act of South Africa, we've seen it as precedents with the Yengeni case. We were right here with the Nkabane case. We were right here with the Mchunu case. It's exactly the same thing where it is alleged that the Minister of Social Development, Minister Tolashe, has lied to Parliament regarding this particular issue on vehicles being signed in the names of her children. So we are laying that charge first, which is not contained in any other charge that has been laid against the minister as yet. The second charge is around fraud, where she's indicated that these cars were meant for the ANC Women's League, but were registered in their children, and so that she can protect those cars from being taken by creditors from the ANC, which is an act of fraud. As lid van die regering van Nasionale Eenheid het die DA die kwessie onder president Cyril Ramaphosa se aandag gebring in 'n poging om antwoorde te kry. We have written to the president to be able to get ascertain from him as to what is happening here. Has he gotten reports of this? And that is the avenue that we need to take. Die party vra ook dat 'n parlementêre ondersoek teen Tolashe ingestel word.
We are hoping that other political parties will vote with us to get the parliamentary inquiry, and we invite these political parties to join the Social Development Committee meetings when it will be raised, and that we get this parliamentary inquiry because enough is enough. So wat 2 weke gelede het Action SA se parlementslid Darlene James geregtelike klagte teen Tolashe ingedien wat verband hou met wetgewing oor die voorkoming en bestryding van korrupte aktiwiteite. Albei partye het ook klagtes by die parlement se etiekkomitee en die openbare beskermer ingedien. Zelene Merrington, SAK nuus, Kaapstad. Aantuigings van binnehandel hang toenemend oor die Withuis en die familie en vriende van die Amerikaanse president Donald Trump. Nuusdienste en wetgewers maak kapsie oor reuse beleggings voor belangrike Trump-aankondigings en veral hulle agterdogwekkende tydsberekening. Beleggers kan geld maak oor voorspellings oor allerlei gebeure, van wie 'n rolprentprys gaan wen, tot wat die weer gaan aanvang. Op hierdie manier het wetenskappe op Amerikaanse aanvalle op Iran, invoertariewe en die verwydering van 'n staatsleier soos Nicolas Maduro sommige beleggers skatryk gemaak. Anders as die weer is die gebeure se tydsberekening in een magtige man se hande. 6 aanlyn voorspellers het saam R20 miljoen gemaak uit 'n voorspelling oor die datum van die VSA se eerste aanvalle op Iran. 7 ander het R30 miljoen gemaak deur die dood van Iran se opperleier presies te voorspel. Een gebruiker se wins was R8 miljoen vir 'n korrekte voorspelling van die Amerikaanse verwydering van Venezuela se leier Maduro. Op nader beskouing is die meeste van die gebruikers se rekeninge geopen kort voor die gebeure en is sedertdien onaktief. Ontledings deur nuusdienste insluitend die BBC en die Financial Times toon ook merkbare handelstoename op olietermynmarkte, slegs minute voordat Trump aankondigings doen oor die Iranse oorlog met voorspelbare uitwerkings op die olieprys. Trump het aan die begin van sy tweede termyn wêreldmarkte omgekeer met so te sê wêreldwye invoerheffings. Kort daarna het hy 'n tydelike opheffing van die tariewe aangekondig met onmiddellike herstel vir wêreldmarkte. Tydens 'n nuuskonferensie het die president gespog oor die miljoene dollars wins wat sy vriende en mede-superrykes gemaak het uit voorspelling van die opheffing. Demokrate eis 'n ondersoek na vermeende Withuis binnehandel. Effektehandel met voorkennis, met ander woorde handel op grond van inligting waartoe die publiek nie toegang het nie, is al bykans 'n eeu onwettig in die VSA. Binnehandel is egter moeilik om te bewys en word al moeiliker in die tydvak van aanlyn voorspellings en kriptogeldeenhede. Daar is ook tans nog minder politieke wil vir sulke vervolgings as gewoonlik. Die Amerikaanse toesighoudende kommissie oor onder meer die effektebeurs is boonop een van die regeringsinstellings wat merkbaar verswak is deur reuse afleggings aan die begin van Trump se tweede termyn. 'n Senior gesant van Donald Trump het 'n versoek gerig aan die wêreldsokkerliggaam FIFA om in vanjaar se wêreldbekertoernooi vir Iran te vervang met Italië. Die sokkerwêreldbeker in die VSA begin oor minder as 2 maande. Die versoek is volgens berigte 'n poging om Trump se verhouding te herstel met die Italiaanse eerste minister Giorgia Meloni. Meloni was 'n bondgenoot van Trump, maar het skerp kritiek uitgespreek teen Trump se aanvalle op Paus Leo. Italië het 12 jaar laas gekwalifiseer vir sokker se grootste skouspel. Die oorlog maak die deelname van Iran onseker wat wel gekwalifiseer het. Trump het ook 'n dreigement gerig teen die spelers se lewens sou hulle na die VSA reis vir die toernooi. Die versoek kom van die Trump-gesant Paolo Zampolli wat van Italiaanse afkoms is. Zampolli het Trump aan sy derde vrou Melania voorgestel en word betrek by die Jeffrey Epstein skandaal. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, het die Europese Unie se magtiging van 'n lening van $100 miljard aan Oekraïne verwelkom. Die geld sal beskikbaar gestel word sodra Hongarye sy veto daarvan laat vaar. Die uitgaande Hongaarse president, Viktor Orbán, het die lening teengestaan weens 'n geskil met Oekraïne oor Russiese olie. Oekraïne het die lening as 'n saak van lewe en dood beskryf te midde van die land se voortgesette oorlog teen Rusland. Paus Leo het vandag na die Vatikaanstad teruggekeer na sy besoek aan 4 Afrika-lande. Hy het bykans 18.000 km afgelê tydens die toer en die finale mis gehou in 'n stadion in Ekwatoriaal Guinea waar deur duisende mense bygewoon is. Hy het ook Algerië, Kameroen en Angola besoek.
Die paus het hom tydens sy toer sterk uitgespreek oor die rigting wat deur wêreldleiers ingeslaan word en onder meer gesê die wêreld word vernietig deur 'n handvol tiranne. En net hierna het ons vir jou nog nuus in Afrikaans. Welkom terug. Die regering het amptelik die openbare konsultasieproses geopen vir Suid-Afrika se nasionale spoorwegmeestersplan om die sukkelende spoorwegnetwerk te hersien en op te knap. Die 30-jaar plan is daarop gemik om die ineenstorting van passasierstreine aan te spreek, infrastruktuur te verbeter en openbare vervoer in belangrike ekonomiese verbindingsroetes te hervorm. Suid-Afrika se spoorwegnetwerk, eens die ruggraat van bekostigbare openbare vervoer, is in 'n krisis na jare se verval, verwaarlosing, vandalisme en onderbelegging. Met die agteruitgang van spoorvervoer moes baie pendelaars hulle wend tot duurder en onveiliger alternatiewe soos minibus taksies. In 2012 het Prasa se multimiljard rand ooreenkoms vir 70 lokomotiewe in duie gestort toe bevind is dat die treine te groot was vir die bestaande infrastruktuur. In reaksie hierop het die regering 'n 30-jaar nasionale spoorwegmeestersplan vir openbare kommentaar bekendgestel. If we were to implement this plan in its entirety, it would, at today's prices, require a 2 trillion rand investment. Government will be a contributor over the next 30 years to that investment, but clearly the private sector will also be a major contributor and a major investor. Prasa sê dat hulle stelselmatig openbare vertroue teruggewen het na massiewe afnames in passasiersgetalle. We are operating 35 out of the 40 corridors. We've seen the passenger numbers grow significantly. Year on year, in the last 2 years, you saw a doubling of the growth to 77 million passenger trips for the year. And just now, with the conclusion of this new financial year, which was the end of March, although the figures are still unaudited, we are now breaking through the 100 million passenger trips for the year. Terwyl die regering ambisieuse planne soos hoë spoedspoorvervoer ondersoek, voer baie aan dat die herstel van basiese pendeldienste eerste moet kom. Lede van die publiek het tot September om kommentaar te lewer. Die geskorste Tshwane metropolisiebeampte, Majoor Lebogang Phiri, voer aan dat hy deur sy seniors toegelaat is om kontrakte aan Gubus 85 Solutions toe te ken. Hy het ontken dat hy enige motief gehad het om voordeel uit die transaksies te trek, maar bankstate wat deur die getuienisleiers voorgeles, het sy getuienis voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek weerspreek. Die geskorste majoor Lebogang Phiri van die Tshwane Metropolisie het klei getrap om getuienis te weerlê dat hy as 'n junior amptenaar kontrakte van miljoene rand aan Gubus 85 Solutions toegeken het, nadat die dienste wat as onreëlmatig beskou is, reeds gekanselleer was. I have been made aware of inferences suggesting that I may have favored Gubus 85 Solutions or received incentives for channeling work to them. I categorically deny this allegation. I executed my duties strictly pursuant to instruction from Director Malachi and the explicit directives of Water and Sanitation Department without any improper motive or corrupt relationship. Phiri het getuig dat die Tshwane Metro en Gubus 85 'n bestaande verbintenis gehad het voordat hy by die metropolisie aangesluit het. Regarding the specific allocation of these protective services to the service provider known as Gubus 85 Solutions, I must state unequivocally that the company was chosen by the management of Water and Sanitation Department and not me. Betalings deur Gubus 85 Solutions is aan instansies of persone gemaak wat op een of ander wyse met Phiri verbind is. 'n Betaling aan 'n maatskappy waar 'n vriend van Phiri 'n direkteur was en 'n betaling aan nog 'n vriend van Phiri wat vir Gubus werk, het die wenkbroue laat lig. Have you ever received money from somebody associated with Gubus, either an employee or a service provider, but that payment was from Gubus? In other words, there was a middleman that Gubus was paying you through. No.
I will say yes. I have received payment, a loan from William Musupi. Yes. But he didn't say to me it is from Gubis. It's from Gubis. Die Matlanga ondersoek duur voort. Goeienaand en welkom uit 'n kouerige en reënerige Johannesburg. Kom ons kyk na ons weervooruitsigte vir vandag. Sien ons, daar is enkele buie tot donderbuie wat verwag word in die noordoostelike dele van die land met 'n 80% kans vir reën in Noordwes en die westelike dele van Limpopo. Vir môre 60% kans vir reën in die sentrale gedeeltes van die land. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word. Ons sien 'n geel vlak 2 waarskuwing in dele van Limpopo en Noord-Kaap, dan is daar 'n geel vlak 4 waarskuwing in Noordwes. Vir môre is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie, 'n geel vlak 2 waarskuwing in die sentrale gedeeltes van die land. Kom ons gaan nou na ons minimum en maksimum temperature met die provinsies. Ons kyk nou na Gauteng, verspreide buie en donderbuie, Pretoria 12-16 en Carletonville en Johannesburg het albei 'n maksimum van 15. Ons volgende provinsie is Limpopo. Ons sien baie koel in die provinsie ook. Messina 17-23, Bella-Bella 14-21 en Burgersfort 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 21. Mpumalanga, Carolina 9-13, Mbombela 15-17 en Standerton en Secunda albei 9-14. KwaZulu-Natal koel in die provinsie, Kokstad 'n minimum van 4, Pietermaritzburg 9-21 en Vryheid 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 18. In die Oos-Kaap enkele buie en donderbuie, Mthatha 5-22, Willomo 'n minimum van 4 en Komane 2-22. In die Wes-Kaap sonnig in Vredendal met 'n maksimum van 33, Beaufort Wes 10-26 en Riversdal het dan 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 30. Noord-Kaap, Kroeman 12-19, Kalvinia 12-27 en Appington het dan 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 25. Vrystaat, verspreide buie en donderbuie, Welkom 10-16, Kroonstad 10-17 en Bethlehem met 'n maksimum van 13. Ons laaste provinsie is Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Mahikeng 13-17 en dan Ottosdal het 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 16. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige, warme aand verder.